Ek is Pieter van der Berg, die orgelis by die Nederduitse Hervormde Kerk en vandag gaan ek vir julle in die orgel invat om meer van die orgel te sien aan die binnekant en wat moet gebeur om hierdie pragtige instrument te herstel. Volg my. So ons is nou aan die binnekant van die orgel en soos julle kan sien, hierdie is die ou stelsel, die hartklop van die orgel, die tegnologie waar alles bymekaar kom. En julle kan sien dat daar duisende klein puntjies en draadjies is wat tans baie probleme gee. En die probleem is, ons weet nie altyd waar om te soek nie. Ons is tans in die swel. Die swel is een van die manuale. Swel beteken jy kan die klankvolume reguleer. Om dit moontlik te maak is daar deurtjies wat hier so is, wat dan met my voet toegetrap kan word. Dan maak ek die klank sagter. En as ek dit weer wil harder hê, trap ek hom oop. Hierdie is alles 'n meganiese proses. Julle sal dan sien, hierso is pypies met 'n rooi vilt op. Elkeen van al hierdie pypies word uitgehaal en skoongemaak en waar die vilt vervang moet word die vilt vervang. Dan gaan ek vir julle die kleinste pypie wys in die orgel. Hierdie is die kleinste pypie in die orgel en dis hoe hy klink. Ons is tans in die groot orgel, dis 'n manuaal ook, en dan 'n positief, die kleiner orgel. So al hierdie pype word ook afgehaal, uitgehaal, skoongemaak en ook waar die vilt op pype is, word dit herstel. Aan hierdie kant staan die trompet. Die trompet word ook uitgehaal en die nuwe trompet word dan geïnstalleer. Julle sal sien aan my regterkant is dit die heel grootste pyp in die orgel, 16 voet. So daai pyp hardloop van heel onder op die vloer af amper tot teen die dak. So dit gaan omtrent 3 na 4 mense vat om daai pyp uit die orgel uit te kry en skoon te maak en dan weer terug te sit. Ons is tans onder in die orgel. En julle sal sien hierso is 3 windmalge. So as die orgel aansit, word hierdie gevul met wind. En dit is hoekom dit die longe van die orgel genoem word. Uit hierdie balge uit voer al hierdie pype, hierdie dik pype, gaan na elke register toe, wat daai register dan ook wind gee. Julle sal sien, hier is duisende magnete. Ons is tans onder in die orgel, bo is daar ook magnete. So as ek 'n noot druk op die speeltafel, skakel hierdie magneet aan. So al hierdie magnete moet deurgegaan word, nagesien word, en die wat dan foutief is, moet dan vervang word. Julle sal dan ook sien, hier agter my is die speeltafel en op die vloer is baie dik kabels met duisende klein draadjies in. En dit is moeilik om dan 'n probleem te vind, want jy weet nie waar om te begin soek nie. So die nuwe stelsel sal 'n kabel hê so dik soos my duim, wat dan die hele orgel sal behartig. Ek hoop u het die toer van die binnekant, van die onderkant en van die hele orgel geniet. Indien jy 'n donasie wil maak, 'n klein pypie soos wat ek vir julle gewys het en die pype binnekant, R500. Hierdie groot frontpype kos R1000 vir een. En dan, as jy 'n hele register wil borg, 61 pype, slegs R36.000. Nogmaals dankie vir al die donasies wat ons ontvang het. En ons sien vreeslik daarna uit om hierdie statige dame tot haar volle glorie te herstel.